Baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons nou Levitikus 17 doen. Kom ons maak ons oortoe en ons vra vir die Here om van sy woord oop te maak. God ons Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om u woord beter te leer ken. Maak asseblief ons woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Die opskrif is net een offerplek. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns en met al die kinders van Israel en sê vir hulle, dit is die saak wat die Here beveel het. Elkeen uit die huis van Israel wat 'n bees of 'n lam of 'n bok in die laar slag of dit buitekant die laar slag en dit nie bring by die ingang van die tent van samekoms om aan die Here 'n offer voor die tabernakel van die Here te bring nie, as bloedskuld moet dit die man aangereken word. Hy het bloed vergiet, daarom moet die man uitgeroei word onder sy volk uit, sodat die kinders van Israel hulle slagoffers wat hulle gewoon was om op die oop veld te offer aan die Here by die ingang van die tent van samekoms na die priester kan bring en dit as dankoffers aan die Here kan slag. Dan moet die priester die bloed teen die altaar van die Here by die ingang van die tent van samekoms uitgooi en die vet in die brand steek as 'n lieflike geur vir die Here. En hulle mag nie meer hulle slagoffers offer aan die veldduiwels agter wie hulle aanhoreer nie. Dit moet vir hulle 'n ewige insetting wees vir hulle geslagte. Nou ek weet nie wat is veldduiwels nie, maar hier praat hulle nou van veldduiwels. Ek weet regtig nie wat is 'n veldduiwel julle. Ek wil gou iets kyk. Okay. Ek weet nie wat 'n veldduiwel nie en ek is seker van ons gaan eventually uitvind, nê. Vers 8, en jy moet vir hulle sê, elkeen uit die huis van Israel en uit die vreemdelinge wat onder hulle vertoef, wat 'n brandoffer of 'n slagoffer bring, en dit nie by die ingang van die tent van samekoms bring, om dit vir die Here te berei nie, die man moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Volgende opskrif, verbod om bloed te eet, vers 10. En elkeen uit die huis van Israel en uit die vreemdelinge wat onder hulle vertoef, wat maar enigsins bloed eet, teen die een wat die bloed eet, sal ek my aangesig rig en hom uitroei onder die volk uit. Want die siel van die vlees is in die bloed en ek het dit aan julle op die altaar gegee, om vir julle siele versoening te doen, want die bloed bewerk versoening deur die siel. Nou ek verstaan nie heeltemal daai versie nie, maar wat ek wel weet is, dit is 'n baie diep vers. Want ek onthou, toe Kain vir Abel doodgemaak het God gesê vir Kain, jou broer se bloed, nê, het geroep uit die aarde uit. Hierso, Genesis 4 vers 10, het die Here gesê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer, die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Ek raak verskriklik troonerig, want daar's so baie mense wat ander mense doodmaak, heiliglik.
weet of julle op TikTok en Facebook en die nuus gekyk het na daai meisiekind wat doodgemaak is deur die seun op skool, en sy was gesteek, en toe hy val in 'n, dink is 'n stoorkamer ingesit by die skool, nadat hy doodgemaak het. Nou, obviously het haar bloed op die aarde, of op die vloer gelê op die aarde, en haar bloed het geroep, ek sê nou vir julle, haar bloed het geroep, en, sy was 'n mooi meisie. So, ek dwaal nou van die punt af, ek dink net die Here se hart is so seer, en my hart is seer, en ek ken nie sy kind nie, en ek bid dat die Here met haar ma sal wees, en haar familie, want dit is seer. So ja, dit is 'n baie diep versie, daai versie, en ek weet net die bloed dra baie krag. So, ja. Vers 12, daarom het ek aan die kinders van Israel gesê, niemand van julle mag bloed eet nie. Ook die vreemdeling wat onder julle vertoef, mag geen bloed eet nie. En elkeen uit die kinders van Israel en uit die vreemdelinge wat onder hulle vertoef, wat 'n stuk wild of 'n voël vang wat geëet mag word, hy moet die bloed daarvan laat uitloop en dit met grond toemaak, want wat die siel van alle vlees aangaan, sy bloed is met die siel verbind. Sy bloed is met die siel verbind. Sy bloed is met die siel verbind. Dis hoekom Abel se bloed geroep het nie, want sy siel was daar. Ekskuus, ek wil net gaan my neus blaas, want ek raak nou alweer tranerig. Okay. Vers 13. En elkeen uit die kinders van Israel en uit die vreemdelinge wat onder hulle vertoef, wat 'n stuk wild of 'n voël vang wat geëet mag word, hy moet die bloed daarvan laat uitloop en dit met grond toemaak. Want wat die siel van alle vlees aangaan, sy bloed is met sy siel verbind. Daarom het ek aan die kinders van Israel gesê, julle mag die bloed van enige vlees nie eet nie, want die siel van alle vlees is sy bloed. Elkeen wat dit eet moet uitgeroei word, en elkeen wat aas eet, of iets wat verskeur is, 'n kind van die land sowel as 'n vreemdeling, moet sy klere was en 'n bad neem, en hy bly tot die aand toe onrein, dan sal hy rein wees. Maar as hy dit nie was nie, en sy liggaam nie bad nie, moet hy sy ongeregtigheid dra. Dit is die einde van Levitikus 17. Gaan oor die bloed. Dit gaan oor die bloed, die verbod om bloed te eet. Okay, dit is die einde van Levitikus 17. Tot die volgende keer.